Goeienaand julle. En welkom hier by ons eerste Pinksterdiens van hierdie week. Pinkster het afgeskop op Sondag en vandag gaan ons dan verder met ons reeks oor Pinkster. So ek wil vir elkeen van julle baie welkom sê vanaand. 'n Besondere spesiale welkom vir ons leerders en ons ouers van voorbereidingsskool. A special welcome tonight for our students and our parents from Dispatch Preparatory School. You are most welcome here. It's a privilege to have you here. En ons sien uit om te luister hoe julle nou vir ons gaan sing. Ons wil baie welkom sê meneer Ian vir julle. Baie dankie dat julle vanaand hier is. En ek wil sommer al reeds in die begin vra. Ons gaan nou vir hulle geleentheid gee om te sing elke aand van die week om 'n ander skoolkorie sing. Maar 'n paar van hierdie kinders het nog 'n ver pad om te ry terug huis toe. So ons gaan asseblief hulle net verskoon direk nadat hulle liedjies gesing het dan ook. But once again, most welcome. And we are looking forward to hearing the voices of these kids as they also minister to us tonight through song and music. My gebed is dat vanaand en elke aand vir ons 'n baie spesiale ontmoeting met die Here sal wees. Onthou asseblief dat al ons het so 'n paar reëlingkies, al ons kollekte wat in hierdie week in Pinkstertyd opgeneem word, gaan suiwer vir Bybelverspreiding. Julle kan daar sien, ons gaan daar vir julle wys hoeveel Bybels kan ons al gee. So op hierdie stadium aan die begin van Pinkster staan ons al op 101 Bybels. All the offerings that we collect during our Pentecostal week goes for the distribution of Bibles. So at this stage, we have 101 Bibles that we can distribute, and we believe at the end of this week, we will be able to distribute lots of Bibles to people who don't have the Word of God, to have the privilege to read the Word of God. Moet ook asseblief net verdwyn na die diens nie. Na die tyd is daar lekker sop en broodjies in die saal, lekker saam kuier, en so geniet ons ook die gemeenskap van gelowiges, so saam met mekaar. Maar om vanaand se diens te begin, gaan ek vra dat ons sal opstaan en die Here se naam sal loof en prys by die sing van 'n paar liedere tot sy eer. Kom ons loof die Here se naam. Die wat wag op die reding van die Here, vind al rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug. My God wie ek vertrou, dis my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal die nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. Hy's my God wie ek vertrou, hy's my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal die nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Hy's my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal die nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning hulde bewys.
van waar ons woon, tot by sy troon, vir ons onthuis. Kom ons loop. Kom ons loop, kom ons besef, die naam van Jesus. Kom ons loop, kom ons aanbid, die Here ons God. Majesteit, heilige heerlijkheid, Hy het gestaan, ons heil verwerp, Hy het oorwin. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning hulde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon, tot by sy troon, vir ons onderwys. Kom ons loop, kom ons besin, die naam van Jesus. Kom ons loop, kom ons aanbid, die Here ons God. Majesteit, heilige heerlijkheid, Hy het gestaan, ons heil verwerp, Hy het oorwin. Hy het gestaan, ons heil verwerp, Hy het oorwin. Koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, U lof besin vir eeuwig. U het my bevry, my sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart, Koning van my hart. koning van my hart, koning van my lewe, U wil ek bemin, U lof besin vir ewig. U het my bevry, my sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart. Kom ons Skepper, gee
steek my gee. Ja, Here, ons is vanaand hier, omdat ons honger en dors na meer van U. Here, ons is hier, want ons het 'n hartsbegeerte om U te ken, en U wil vir ons lewe te verstaan. En Here, daarom wil ons vanaand oopstel vir U Heilige Gees, om vanaand ons harte te kom vorm, soos klei in die hand van 'n pottebakker. Abba, Father, we are here with a thirst and a hunger to know You more and to hear Your voice. And we ask that through Your Holy Spirit, You will encounter us here tonight and help us to hear Your voice and shape our hearts according to Your will. Here, hier is ons vanaand. Laat U wil geskied. Praat met ons, Here. Ons luister. Amen. Ons kan ons sitplekke inneem, en terwyl ons sitplekke inneem en ons harte voorberei vir die ontmoeting wat die Here met ons wil hê vanaand, kom ons luister na die stemme van die kinders van voorbereidingsskool. We listen to the voices of the children of the Dispatch Preparatory School who will minister to us tonight through the songs that they will be singing.
Thank you so, so very much. And I think we can give them another round of applause. For those of you driving home now, please drive safely. For the rest of you, you are more than welcome to stay here and enjoy the rest of the service and the soup afterwards. Liewe gemeentevriende, ons gesels vanaand oor die Gees as die Gees van wysheid. En terwyl hulle so lank na buite beweeg, kan ons Bybels oopmaak in Efesiërs hoofstuk 1. Efesiërs hoofstuk 1. Please drive safe, all of you. And may the Lord bless and keep you, né? Nou ons het by gister se tema, het ons die reeks afgeskop deur te hoor, dat ons op hierdie reis op pad na God se hart, kan nie dit alleen doen nie. Ons kan nie op ons eie krag en insig staat maak nie. Ons het iemand nodig om ons te help, en daardie iemand is die Heilige Gees. En het ons by gisteroggend se diens gehoor, dat die enigste manier wat ons God se hart kan leer ken, is deur die leiding van die Heilige Gees. En daarom moet ons die Heilige Gees ons reisgenoot deur die lewe maak. Nou vir hierdie week gaan ons kyk na verskillende beskrywings wat ons in die Bybel lees oor wie die Heilige Gees is. En wat dit prakties beteken vir ons lewe as Christene en vir ons reis op pad na God se hart. Vanaand is dan die eerste beskrywing, en dit is die van die Gees van wysheid. Lees dit saam met my. In Efesiërs hoofstuk 1, daarvan vers 15 af, wat ons gaan saam lees. Hierdie is die bekende gedeelte, Paulus se gebed vir die gelowiges in Efese. As ons hierdie woorde lees, kan ons ook sê, as Paulus nou vanaand hier was, en Paulus kon nou vir my en jou iets gebid het, dan is dit nou wat hy vir ons sou gebid het, as kinders van die Here. Lees dit saam met my. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus, en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, luister mooi, deur sy Gees aan julle wysheid gee, sodat julle, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. En dan 'n baie belangrike gedagte vir ons. Die kerk is sy liggaam, Jesus se liggaam, en nie net 'n deel van hom nie, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Tot sover wat ons hierdie gedeelte lees uit die woord van die Here. Nou julle, as ons vanaand hierdie woorde lees, dan is dit duidelik uit hierdie gedeelte wat Paulus hier skryf, en hierdie gebed wat Paulus bid, dat God se hartsbegeerte is dat ek en jy hom waarlik sal ken. Nou ons het al by een van ons oordenkings daarby stilgestaan, en ek wil vanaand net weer eens vir ons uitlig, dat daar is 'n geweldige groot verskil tussen om te weet van iemand, en om iemand te ken.
Julle weet baie van my. Ek is nou amper 3 jaar 'n dominee by die gemeente. Julle hoor my baie keer preekie voor, so julle kan nou redelik baie dinge van my aflei. Maar dit beteken nie noodwendig dat julle my as Jaco, die mens agter, ek wil amper sê agter die dominee, ken nie. Weet waarvan hou ek nie, wat is my belangstellings, wat is die dinge wat my bly maak, wat is die dinge wat my kwaad maak, wat doen ek wanneer ek ontsteld is, hoe tree ek op agter die skerms wanneer niemand my sien nie. Daar's 'n groot verskil tussen wat julle as gemeente noodwendig van my ken, en wat Lindy byvoorbeeld, of my ouers, of my naby vriende van my weet en van my ken. En net soos met ons ook die geval, ons sit elke Sondag en vanaand hier, en baie van hierdie gesigte wat rondom ons sit is bekende gesigte. Ons ken mekaar se name, en ons weet van mekaar, want in 'n dorpie soos Dispatch, kruis ons paaie elke dag. Dit beteken nie noodwendig, ons ken mekaar persoonlik en intiem nie. Want daar's 'n baie groot verskil tussen weet van en ken. En God wil nie hê ons moet weet van hom nie. Daar's baie mense wat weet van God, maar hom glad nie ken nie. Daar's baie mense wat baie dinge weet van God, maar nog steeds kies om nie 'n verhouding met hom te lewe nie. Jesus sê vir ons, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal gered wees nie, maar net die wat die wil van my Vader doen. En dan gaan Jesus verder en Jesus sê, selfs die bose geeste glo in my. Dit beteken nie hulle ken my nie, dit beteken nie hulle is lief vir my nie. Ek en jy kan baie van God weet. Ons kan al baie goeie preke oor God gehoor het. Ons kan selfs 'n klomp Bybelversies uit ons kop uit opsê. Dit beteken nog steeds nie, ons ken hom nie. En vanaand is die boodskap vir my en jou baie duidelik, dat God kom vanaand en sê vir my en jou, dat ek begeer, dat jy my sal ken, persoonlik en intiem. Julle, ek dink dit is veilig om te sê, en ek bedoel dit met respek, en ek praat hier van myself ook, dat ek dink baie van ons wat vanaand hier sit, ken ons man en ons vrou, of ons kinders, of 'n vriend of 'n vriendin, beter as wat ons God ken. Want jy sien, om iemand te ken, beteken ek spandeer tyd saam met daai persoon. Ek doen moeite om daai persoon te leer ken, waarvan hou sy, waarvan hou hy of sy nie. En so leer ken ons mekaar deur tyd saam met mekaar te spandeer. En as mens daaraan dink dat hoeveel van ons aardse verhoudings vandag ly skade, omdat in hierdie gejaagde wêreld, waar ons hierdie te jaag van een plek na die volgende, en van die een afspraak na die volgende, en die een verantwoordelikheid na die volgende, leef ons verby mekaar. En die oomblik as ons verby mekaar leef, dan kort voor lank hoor ons waar man of vrou, of pa en ma en boetie en sussie vir mekaar sê, maar weet jy wat, ons kom nie meer by mekaar uit nie. Ons leef verby mekaar, ons ken nie meer mekaar nie. En as dit die geval is in ons aardse verhoudings, hoeveel meer nie met ons verhouding met God nie. Want geen verhouding kan floreer as daar nie aandag gegee word aan daardie verhouding nie, as daar nie inspanning in daardie verhouding ingaan nie. En God se hart is dat ek en jy hom sal ken. Dis wat Paulus hier bid. Paulus sê, ek bid dat die Here deur sy Heilige Gees hom so aan julle sal openbaar, dat julle hom sal ken. En dan gebruik hy die woordjie, waarlik sal ken. Julle God se behoefte dat ons hom sal ken is so groot, dat in die Ou Testamentiese tyd sien ons 'n prentjie waar mense baie geweet het van God. Hulle het die geskrifte gehad, hulle het al die wette en die gebooie gehad en hulle het dit gehoorsaam, maar God was iemand vir hulle wat in die hemel is, ver van ons as mense af. So ons as mense stoei hier op aarde en God is daar iewers ver in die hemel. So hulle het geweet van God, hulle het al die tekste geken van God, hulle het al die geskrifte en die Bybelversies geken van God. 'n Joodse seentjie kon teen ouderdom 13 die hele Ou Testament waarskynlik uit sy kop uit opgesê het. So hulle het baie dinge geweet van God, maar hulle het nie noodwendig God geken nie. So wat doen God sodat mense hom kan ken? God kom nader na ons toe en hy word mens in Jesus Christus. En hy kom woon onder ons en hy kom beweeg tussen ons en hy raak aan mense en hy praat self met mense en hy leer vir mense en mense kan hom sien en sy woorde hoor. En so kom mense nader aan God en in Jesus sien ons God, ken ons God,
hoor ons God. Dis hoekom Jesus gesê het, wie my ken, ken die Vader. En wie my woorde hoor, hoor die Vader se woord. En toe Jesus opvaar hemel toe dink mense, maar daar gaan Jesus nou weer, nou is God weer ver van ons af. En dan kom Jesus en Jesus beloof, nee, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek gaan iemand stuur om vir altyd by julle te wees. En die wonderlike ding gebeur. Kyk wat gebeur. God is ver of voel ver weg. God sien mense, weet van hom, maar ken hom nie. God kom nader en word mens. En toe kom God nog nader. En hy kom woon deur sy gees in ons harte. En is elke dag besig om van binnekant af ons nuut te maak. Hoekom? Sodat ons hom nog dieper kan leer ken. Van God begeer die mees persoonlike, intieme verhouding met jou. En julle God wil geken word. God wil sy hart vir ons wys. God wil hê dat ek en jy moet weet, wat maak sy hart bly, wat maak sy hart nie bly nie. Wat is sy wil vir ons lewe, wat is nie sy wil vir ons lewe nie. Maar God weet, ons gaan dit nie self regkry nie. En daarom gee hy vir ons sy helper, die Heilige Gees, die Gees van wysheid. En dit is nogals belangrik dat ons hier moet raak lees, dat Paulus hier bid, en Paulus sê, ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. En die geheim lê daarin, in wat is wysheid? Nou wysheid en kennis is nie dieselfde ding nie. Kennis beteken ek weet baie van baie dinge. Ek het baie inligting. Ons kan sê kennis beteken ek is nogals redelik slim. Ek is opgeleese. Ek het kennis. Ek weet baie. Maar jy kan 'n verskriklike slim mens wees en glad nie wys wees nie. Want wysheid is iets anderste. En reg deur die woord, Ou en Nuwe Testament, kry ons hierdie definisie dat wysheid begin met die dien van die Here. 'n wyse persoon is iemand wat weet die sin en doel van die lewe word net gevind in 'n verhouding met God. En iemand wat wys is, beskik oor die vermoë om God se stem uit te ken tussen al die ander stemme van hierdie wêreld. Om in 'n sekere situasie te kom en te kan onderskei wat is God se wil en wat is nie God se wil nie. Iemand wat nie wysheid het nie, sukkel, wat is hierdie regte ding om te doen? Ek is heeltemal seker wat ek hier moet doen nie. Waar iemand wat wys is, weet in hierdie situasie, God se wil is hierdie en God se wil is nie hierdie nie. En 'n wyse persoon se behoefte van hulle harte is om in elke area van hulle lewe God te dien. Nou hier is die ding. Dat ek en jy sal vanaand saamstem, dat soms in hierdie lewe, kom daar verskillende omstandighede oor ons pad, wat dit vir ons moeilik maak, om God te ken. Hierdie omstandighede is dikwels seer kry, terugslaan in ons lewe, verlies in ons lewe, of wanneer ek en jy deur tye in ons lewe gaan, wat dit vir ons sukkel, wat dit vir ons moeilik is, om raak te sien hoe God enigstens in hierdie situasie van my lewe is. Of wanneer ek 'n prentjie van God het, en ek hoor God is liefde, maar ewe skielik beleef ek hierdie storm in my lewe, of ek het iemand vir wie ek lief is vir my al weggeneem, of iemand vir wie ek baie lief is, wat in my oë goeie mens is, gaan deur verskriklike swaar omstandighede, en ek verstaan nie waarom slegte dinge met goeie mense moet gebeur nie, en dan raak dit vir ons moeilik om God te ken, wanneer ons uit ons eie oë kyk. En daarom het ons wysheid en leiding van die Heilige Gees nodig. En daarom bid Paulus dat die Here deur sy Gees ons geestesoë sal oopmaak, sodat ons nie met ons aardse oë sal kyk nie. Want as met ons aardse oë kyk, dan gaan ons die punt mis. Want daar gaan baie dinge in hierdie lewe wees wat ons nie verstaan nie, wat nie vir ons sin maak nie, wat nie regverdig voel nie, en wat nie pas in ons prentjie van 'n God van liefde nie. Maar daarom moet ons vra dat die Heilige Gees ons geestesoë verhelder. Nou julle, hier's twee beelde in hierdie gedeelte wat baie kragtig is.
Die woordjie geestesoë in ons Afrikaanse vertaling, wanneer ons dit letterlik vertaal uit die Grieks, beteken dit eintlik, laat God die oë van julle harte verhelder. En hierdie woordjie verhelder, is eintlik 'n baie mooi beeld. Wat doen ons oë, wanneer ons in 'n donker vertrek kom? Jou people sit uit, sodat daar meer lig kan inkom, sodat jy beter kan sien. En in hierdie gebed skryf Paulus aan gelowiges wat swaar kry, wat seer kry, hulle geliefdes word vir hulle oor dood gemaak, hulle kry nie werk nie, hulle word swaar belasting gehef, dit gaan swaar met hulle, dis donker om hulle, en Paulus bid dat die Here deur sy Heilige Gees die peoples van hulle harte sal oopmaak, sodat God se lig in die donker vir hulle kan helder word. Is dit nie besonders nie? Is dit nie spesiaal nie? Paulus sê, ek bid dat die Here deur sy Heilige Gees julle sal help om in die donker te sien wie God is. Dis wysheid. Wysheid is om God te ken en te weet, selfs al voel alles rondom my uitmekaar uit, selfs al is daar stikkend en gebrokenheid rondom my, weet ek wie God is, want ek ken God, ek ken sy hart, en ek weet God is goed. God is 'n God van liefde. En alles wat hy doen kom vanuit 'n plek van liefde. En daarom weet ek, selfs al sukkel ek om hierdie te verstaan, weet ek God is lief vir my, weet ek God sal ten goeie laat meewerk. Hoekom? Want dis wie hy is. Ons lees in Spreuke 'n mooi beskrywing presies hiervan wat wysheid is. In Spreuke 2 vers 1 tot 6, dan lees ons, my seun, neem aan wat ek jou sê, maak wat ek jou voorskryf jou eie. Hoor die woorde wat hy gebruik. Hou jou ore oop vir die wysheid en span jou in om te verstaan. Roep insig by, vra na gesonde begrip, soek dit soos jy silwer sou soek. Spoor dit op soos 'n verborgde skat. Dan sal jy weet hoe om die Here te dien. Sal jy ontdek wat dit is om God te ken. Dit is die Here wat wysheid gee. Uit sy mond kom kennis en insig. Here, ek het twee beelde wat ek hier aan dink, wat vir my uitstaan. Een is uit my eie kinderjare uit. Ek weet nie of julle nog kan onthou nie, maar toe ek kind was, daar waar die casino gestaan het, was Sea-Eikers Karavaanpark. Nee? En dan het ons as kinders altyd strand toe gegaan, en daar was daar elke dag op die strand, een of ander aktiwiteit vir ons as kinders. Een van die lekkerste dinge was skattejag. Kyk wat jy daar gekom het, in daai sandarea was daar skatte vir jou weggesteek, nee. En kyk, daar's min dinge so desperaat soos 'n kind wat grou in die sand vir 'n skat. En Paulus sê, die Spreuke skrywer sê hier vir ons, soek wysheid soos iemand wat soek na kosbare skat. Die woorde wat hier is werkwoorde. Hier word gesê, span jou in, soek na wysheid. Wat het Jesus gesê? Jesus het gesê, vra en vir jou sal gegee word. Soek en jy sal kry. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Met ander woorde, die wysheid kom nie uit onsself uit nie. Ons kan nie self God ken nie. Ons het hulp nodig. Maar daardie wysheid gaan nie net uit die hemel uit neerdaal nie. Daardie wysheid ontvang ons wanneer ek en jy soek daarna. Wanneer ons vra daarna. Wanneer ek soos 'n kind soek na 'n skat, met alles binne my 'n begeerte het om God te ken. En daarom hou ek aan met vra en ek hou aan met soek. En wanneer ek aanhou vra en wanneer ek aanhou soek, dan gee die Heilige Gees vir ons hierdie wysheid wat ons nodig het om God te ken. Ek dink vanoggend aan hierdie beeld toe ek ook voorberei vir vanoggend se Pinksterdiens. Ons het nou 'n unieke uitdaging in ons huis. Dalk het julle ook die uitdaging in julle huis. Dat daar is 'n verskriklike belangrike item in ons huis wat gereeld wegraak. Die TV-remote. En is dit al amper soos 'n nasionale klank in ons huis? Iewers deur die dag gaan Ben of Roo iewers in ons kamer ingehardloop kom en sê, oom Jaco, die TV-remote is weg. En die probleem is,
dat in ons huis, ek en Lindy kyk verskriklik min TV, so die TV-remote is in die beheer van 'n 7-jarige en 'n 5-jarige. Ons het duidelik nie genoeg lewenswysheid al nie, ons het nog 'n bietjie wysheid wat ons kort kom. Maar julle kan nou dink in die hande van 'n 7 en 'n 5-jarige, word daai TV-remote nogals gereeld weggesteek, veral wanneer hulle dit vir mekaar wegsteek. Want as ek in beheer is van die remote en ek moet gou 'n draai gaan loop by die badkamer, is dit mos nie die ideale geleentheid vir Boetie om die kanaal te verander. So nou steek ek die remote weg, sodat Boetie dit nie kan kry nie, maar later steek ek dit vir myself ook weg. En dan begin die skatte jag. Maar wat gebeur dan? Dis gewoonlik Ben wat in die kamer inkom en sê oom Jaco, die TV-remote is weg. En oom Jaco sê vir hom, gaan soek. Jy het hom weggesteek. Gaan soek. Dan duur die soektog nooit lank nie, omtrent so 3 of 4 minute. Dan kom Ben terug in die kamer in. En sê oom Jaco, ek het al oral gesoek. En ek kry nie die remote nie. Jo, binne in 3 minute het hy oral gesoek. Gaan soek eers nog 'n bietjie. Dan gaan soek hy nog 'n bietjie. Skaars 3 minute later kom Ben in die kamer in, oogies wat die trane lê sommer so vlak in daai oogies. Jy kan sien hy's op die punt om te huil, want hier is nou 'n eksistensiële krisis. Hy soek en die TV-remote is weg. En jy sien die desperaatheid, maar jy sien ook die frustrasie, want ek soek en ek kry dit nie. En dan die verdere frustrasie as oom Jaco vir hom sê, dit help nie om te huil nie, gaan soek na die remote. Ek in my hart weet, dat ek is lief vir daai 2 laities. So iewers op 'n stadium gaan ek opstaan en die remote vir hulle kry. Maar ek wil hê hulle moet leer dat hulle eers moet soek. Want julle sien op 'n stadium gaan hulle self begin leer waar hulle die remote weggesteek het en gaan hulle die remote makliker kry. Maar gaan ander dinge in hulle lewe wegraak. En dan het hulle die dissipline nodig om te soek. Selfs al kry ek dit nie dadelik nie. En om aan te hou soek en nie gefrustreerd te raak en moed te verloor as ek nie dadelik kry waarvoor ek soek nie. En dis iets van wat die Here vir ons hier in sy woord wil leer. Want die Here sê vir ons, daar gaan tye kom in jou lewe wat dit vir jou moeilik voel om my te sien. Om my stem te hoor. Om my hart te verstaan. Maar ek vra vir jou, as jy wysheid soek om my te ken, jaag dit na. Soek dit met alles binne in jou. Vra, nie net 1 keer, nie net 2 keer, nie net 3 keer nie. Jy weet ek is goed. Jy weet ek is lief vir jou. En jy weet ek sal vir jou gee. Maar hou aan met vra, met jou hele hart. Want julle sien vriende, God wil nie my en jou dwing om hom te ken nie. Hy wil nie sy wil op ons afforceer nie. Dis hoekom Jesus ook die beeld gebruik wat sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En dan sê Jesus nie, as jy nie luister, gaan ek die deur oopskop en afbreek nie. Jesus sê, by elkeen wat vir my oopmaak, sal ek ingaan. En hier is 'n uitnodiging vir my en jou vanaand. Die uitnodiging is God sê vir my en jou, as jy dit nog nie geweet het nie, hoor dit vanaand. Ek is nie tevrede daarmee dat jy net weet van my nie. Ek wil hê jy moet my ken. En ek sal alles vir jou gee wat jy nodig het om my te ken. As jy aanhou vra dat ek met jou sal praat en jy aanhou soek na my stem, sal ek my stem laat hoor. As jy vra om my te sien in jou stikkend en jou gebroke omstandighede, hou aan met soek. Moenie moedeloos raak nie. Moenie so gefrustreerd raak en moed opgee nie. Ek sal jou antwoord. Jy sal my sien. Ek sal my plan ook met hierdie omstandighede vir jou wys. En jy sal sien dat ek goed is en alles ten goeie sal dit meewerk. Maar hou aan soek. Hou aan vra. Want ek soek 'n hart wat honger en dors na my. Wat 'n belofte is dit nie? Wat 'n belofte is dit van 'n God wat vir my en jou sê, dat as jy aanhou soek na my, hoef jy nie eers te wonder nie, jy sal my kry. En dan gaan Paulus verder, en Paulus sê in hierdie gedeelte,
Wanneer jy met jou hele hart soek na God, en God deur sy gees jou oë verhelder, sodat jy hom waarlik sal ken, sal een van 3 dinge gebeur. 1, jy sal besef dat daar 'n roeping oor jou lewe is, en dat daardie 'n roeping van hoop is. Jy sal besef dat jy nie per ongeluk hier is nie, jy's hier met 'n rede, jy's hier met 'n doel, God het 'n plan met jou lewe, en daardie roeping is om hoop te bring in ander se lewe. Die tweede ding wat jy sal ontdek, sê Paulus vir ons in Efesiërs 1, is hoe geweldig groot jou erfenis is, jou erfporsie van God is. Wat is daardie erfporsie? Die ewige lewe, wat nou reeds joune is, en vir altyd joune sal wees. Wanneer jy God leer ken, besef ek en jy as kinders van die Here, dat die woordjie dood bestaan nie meer vir ons nie. Die dood is dood. Dis hoekom Jesus ook sê, kinders van my sal lewe al sterwe hulle ook. En kan ek en jy weet dat elke een van ons geliefdes, wat nie meer hier is nie dood nie, hulle lewe. Dis hulle erfenis. En dis my en jou erfenis ook. Ek en jy kan vanaand hier sit en weet, ons het die ewige lewe alreeds. En dan sê Paulus, die derde ding wat jy sal leer ken, is hoe geweldig groot, ek moet myself nou hier gehelp, die derde ding, mooi Jaco, die derde ding wat julle van my sal leer ken, is hoe geweldig groot my krag is, waarin ek in julle werk. Ons het by gister se diens hierna verwys, maar ek wil dit weer vir julle lees, sodat ons het besef. Hy bid hier en hy sê, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen, nie vir ons nie, in ons wat glo. En hoor mooi, dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Wie het aan Jesus die lewe gegee in 'n maagd? Die Heilige Gees. Deur die krag van wie is Jesus uit die dood opgewek? Deur die krag van die Heilige Gees. En deur watter krag werk God op hierdie oomblik in ons lewe? Deur die Heilige Gees. Daar is geweldig baie krag in my en jou op hierdie oomblik, waardeur God wil werk in hierdie wêreld en in ander se lewe. Maar ons kan dit net ontdek as ons hom ken. En vriende, dalk sit jy vanaand in hierdie diens. En jy voel gefrustreerd, want die tee vir die mout is weg. Jy voel dalk vanaand gefrustreerd, want jy sukkel om te sien wat is God se plan met hierdie seisoen in jou lewe. Jy sit dalk vanaand hier en jy is gefrustreerd, want jy bid vir 'n antwoord en jy sukkel om God se stem te hoor. Vanaand is daar goeie nuus vir my en jou. 'n Belofte van 'n gebed, dat die Heilige Gees, die Gees van wysheid, ons oë so sal oopmaak, dat ons God sal ken, sy stem sal hoor, en sy wil sal verstaan. Al wat hy vir ons vra, is hou aansoek, hou aanvra, hou aanbid, en hou aanvertrou. Daarom gaan ons nou in 'n tyd van gebed ingaan. En dan gaan genoeg tyd hiervoor gee. En julle sal sien in die volgende paar aande gaan ons elke aand bid vir verskillende punte. Ons gaan bid vir iets vir myself, vir my gemeenskap, vir my land, en vir my wêreld. En dan gaan vir ons genoeg geleentheid gee nou vir stil gebed. Ons gaan nie nou geleentheid gee waar ons gaan opstaan noodwendig en hardop gaan bid nie. Hier is persoonlike stilte tyd gebed saam met die Here, waar jy in jou hart met die Here gaan besig wees. Wat bid ons vir onsself? Ons bid vanaand presies vir dit wat ons gehoor het. Ons bid vir wysheid om die Here werklik te ken. Wat bid ons vir ons gemeenskap? Ons bid vir persone, huwelike, gesinne en huishoudings om God te ken en om God weer bo alles eerste te stel in hulle lewe.
vir ons gemeenskap, vir ons land, bid ons dat ons land se leierskap ook die Here sal ontmoet. Ook die Here sal leer ken. En dat die Here leiers vir ons land sal oprig, wat hom dien en hierdie land regeer, volgens sy wil vir hierdie land. Leiers wat die krone van hulle eie koppe afhaal, en sal erken dat daar net een koning is, en dis Jesus Christus. En vir ons wêreld bid ons vanaand vir vrede, en 'n einde aan hierdie vernietigende oorloë en terreur, wat reg oor die wêreld aan die gebeur is, en almal se lewe affekteer. Ek gaan vir ons so liggies in die agtergrond net speel, ek gee vir ons genoeg tyd nou vir gebed saam met die Here. Here, dankie dat ons kan weet
dat U hoor elke gebed wat vanaand hier in opregtheid gebid word. Here, U hoor die gebed van ons harte, so wat ons honger en dors na meer van U. En Here, vanaand wil ek doeteenvoudig ook bid, dat U deur die Heilige Gees vir elke een van ons 'n honger en dors sal gee, elke dag na meer en nog meer van U. Sodat ons U werklik sal ken, persoonlik en intiem. Here, sodat ons U die middelpunt van ons bestaan sal maak. Ons lewe as lewende offers vir U sal gee. En Here, soos die psalmdigter sê, dat daar is niks of niemand in hierdie lewe wat vir ons meer beteken as U nie. So Here, ons wil vanaand bid, dat U deur die Heilige Gees, die Gees van wysheid, vir ons alle wysheid sal gee. En dat U Uself so aan ons sal openbaar, dat ons U werklik sal ken. En Here, ons bid dat U ons geestesoë so sal verhelder, dat ons U sal sien, selfs in die donkerste donker. Dat ons sal besef watter hoop U roeping inhou, en hoe geweldig groot die krag is waarin U in elkeen van ons se lewe werk. En Here, dankie dat ons kan weet, dat U is 'n God van liefde. U is 'n goeie God, 'n barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U is dit altyd, Here. En daarom maak nie saak waardeur ons gaan, of hoe groot die donker om ons is nie, kan ons altyd vas en seker weet, omdat ons U ken, U is goed, U is getrou, en niks sal ons van U liefde skei ooit nie. Dankie daarvoor, Here. Ons loof U, en ons prys U naam daarvoor. Amen. Ons gaan die diens afsluit deur hierdie baie bekende lied te sing, waar ons juist vir die Here sê, hierdie om God te ken. Here, daar is niemand behalwe U nie. Here, ek dien nie enige ander gode nie, daar's niks wat vir my meer belangrik is as U nie. My hartsbegeerte is om U te ken. Kom ons sing hierdie lied as 'n slotlied saam. Van my
dit nog 'n keer saam. Ja, daar is geen einde aan die liefde nie. Gaan lewe met daardie wete dat daardie woorde waar is. Daar is geen einde aan sy liefde nie. Geseënde nag en nagrus vir elkeen van julle. Ons sien mekaar môre aand weer.